Môre sê, dis woensdagoggend kuiertyd. Ons het Sondag aand wat verby is as gemeente in die aanddienstyd geleef saam na die film The Passion of the Christ gekyk. Ek het opnuut weer dit beleef en besef die intense lyding, die pyn wat die Here Jesus beleef het in daai laaste paar uur voor sy kruisiging en dit wat hy aan die kruis vir my en jou nie net beleef het nie, maar gegee het. My gedagtes het onwillekeurig teruggegaan aan 'n ander pa en seun, Abraham en Isak. En ja, ons ken Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Want so lief het Abraham die Here gehad, dat hy bereid was om sy seun Isak te gee. En die oomblik toe die Vader gesien het, die bereidheid is daar, het hy voorsien, en 'n dier het gesterf in die seun Isak se plek. Maar aan Golgotha se kruis was dit anders. Die Vader het nie net 'n bereidheid gehad nie, hy het dit deurgevoer. Die seun het sy lewe gegee. Jesus se kruiswoorde, Vader, waarom het U my verlaat? Dit het my aangegryp, want Jesus was volledig mens en volledig God, maar daai woorde kom uit sy volledig menskarakter, dat hy daar ervaar het, maar my Vader die Almagtige, gaan hierdie beker nie met my laat verbygaan nie. Ek gaan hierdie pad stap, ek gaan sterf. En vanuit sy menslikheid het hy gesê, maar Vader, hoekom verlaat U my? Hoekom moet hierdie deurgaan? En dit was vir my en vir jou. En dit het my opnuut aangegryp. Ja, dit het my laat besef waar ek en jy as mens se vermoë stop. Ek dink daar is in baie plekke en dinge wat ons sê, maar ek is bereid. Maar ek en jy word nooit getoets tot volle oorgawe nie. En kom ons dank die Here daarvoor. Maar as ek een ding weer Sondag aand besef het met The Passion of the Christ, God die Vader het die vermoë om nie net te sê, ek is bereid nie. Hy doen. En dit het op Golgotha, op Goeie Vrydag gebeur. Want so lief het God my as sy kind gehad, dat hy sy eniggebore seun, Jesus Christus, vir my aan die kruis laat sterf het, sodat ek nie verlore sal gaan nie, en ek persoonlik die ewige lewe saam met hom sal beerwe. Here, ek dank U. Ek dank U. Amen. Almal van ons het 'n kruis of twee wat iewers in die huis is. My uitdaging vir jou is om die week wat voorlê, voor Goeie Vrydag, die kruis te vat, die Bybel te vat, Johannes 3 vers 16, en iewers net weer alleen te gaan sit, en te sê, Here, hier is ek wil myself voorberei, dat die nagmaal van Goeie Vrydag, hierdie jaar vir my iets anders, iets diepers, sal inhou. Om regtig vir die Here dan weer in hierdie week te sê, dankie. Dankie dat U nie net bereid was nie, dat U dit deurgevoer het. Dankie dat Jesus aan die kruis vir my gesterf het. Mag dit vir jou ook in hierdie week nuwe inhoud kry. En kan ek afsluit, die film The Passion of the Christ is vrylik beskikbaar. As jy kan sien, weet net, dis nie 'n maklike film om te kyk nie. En hy het 'n ouderdomsbeperking om 'n goeie rede. Maar as jy kan sien, kyk dit iewers hierdie week. As daar nou een ding is wat my weer tot stilstand geruk het, dat dit wat Jesus vir my en jou gedoen het, het alles gevra, en hy het alles gegee, sy lewe, dan sal dit 'n manier wees om dit weer by jou ook nie te laat tuiskom. So ja, as jy hom kan kry, kyk hom.
dis regtig die moeite werd. Ek groet jou. Hê 'n wonderlike voorbereidende week vir Goeie Vrydag.